Goeiemôre, dit is donderdag die 23ste Oktober. Vanoggend lees ons saam Lukas 18, daarvan vers 1 en vers 3. Jesus het 'n gelykenis vertel oor hoe nodig dit is om altyd te bid en nie moed te verloor nie. En dan vertel Jesus die gelykenis van die weduwee en die regter, vers 3. Daar was ook 'n weduwee in daardie stad, wat die regter bly opsoek het met die versoek: laat reg aan my geskied in my saak teen my opponent. Jesus nooi ons uit om aan te hou bid. In hierdie gelykenis gee die regter uiteindelik in en hy verhoor die weduwee se saak regverdig. Dan sê Jesus, soveel te meer sal God na ons luister. God wat ons liefhet, God wat in elk geval regverdig is. Maar die belangrike is dat ons moet aanhou bid. Dat ons nie moet ophou om met God te praat nie. Nie ophou om met God te deel wat ons ervaar en wat ons beleef. Ja, wat ons nood en wat ons krisisse is nie. Wat ons graag wil hê en dat ons ook sal geduldig wag op sy antwoord. Maar wat Jesus sê is, ons moenie ophou bid nie. Moenie ophou bid nie, bid en dan die saak los nie. Bly in gesprek met God. Bly in God se teenwoordigheid. Dat jy ook sy stem kan hoor wanneer hy jou antwoord. Dat jy ook kan sien wanneer God in jou lewe 'n verskil maak. Weet dat God in ons lewens teenwoordig is. Dat hy ons nooi om te bid. Dat hy vir ons ook geleentheid gee om te deel in sy genade en liefde. Hemelse Vader, dankie dat ons u kinders kan wees. Dankie dat ons kan weet, Here, dat u ons liefhet, dat u vir ons sorg, dat u ons nooi om ook te bid tot u. Mag ons elke dag gereeld aan mekaar in gebed met u verkeer. Ja, Here, dankie dat ons lewens kan deel met u, ons vreugdes, ons vrese, ons nood, en weet dat dit ook vir u belangrik is, dat u ons gebede verhoor. Maak ons oë oop om u raak te sien, ons ore oop om u te hoor. Ja, Here, ons harte, dat ons weet u is tuis en u is koning binne in ons. Ons bid vir mekaar as gelowiges, Here, dat u vir ons sal voorsien, vir elkeen wat hoop nodig het, gee vir hulle hoop, wat wysheid nodig het, gee vir hulle u beloof dit sonder voorbehou, sonder verwyte. Here, vir hulle wat twyfel in hulle geloof, dat hulle versterk mag word. Mag almal van ons bo alles weet, beleef dat u teenwoordig is. Dankie dat ons vir mekaar kan bid, as geloofsgemeenskap. Dankie dat ons kan bid vir ons land, vir ons wêreld. In Jesus Christus se naam. Amen.